Welkom by ons splinternuwe potgooi reeks getiteld Die Onderwys. Kom ons beweeg saam vorentoe. Hierdie reeks is spesiaal vir prinsipale, onderwysers en ouers om gemotiveerd te bly in hul roeping en rol binne opvoeding. Dit is hier waar ons elke onderwyser gaan herinner dat julle onmisbaar is. Julle is meesters met superpowers. Bly ingeskakel vir 'n episode propvol praktiese wenke en motivering om aan te hou. Welkom, ek is Renée, die motiveringsdiva. Hierdie potgooi-reeks is onderskryf en moontlik gemaak deur die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Die AON fokus op die ondersteuning van gehalte Afrikaanse moedertaalonderwys in Suid-Afrika deur die vestiging van 'n netwerk wat toeganklike ondersteuning aan skole, onderwysers en onderwysinstellings bied. Vandag het ons die voorreg om te gesels met Dr. Gillian Arendse van die NRF Itemba Labs. Dr. Gillian Arendse is 'n eksperimentele kernfisikus by opleiding, 'n fenomenale motiveerder by keuse en 'n algemene allrounder, toegewy om sy talente te gebruik om ander se lewens te verbeter. Dr. Gillian, baie dankie dat jy tyd saam met ons kan spandeer vandag. Nou, buiten jou voltydse amp is jy baie betrokke by verskillende opvoedingsprojekte en inisiatiewe, en veral wat dit kom by die motivering en ingesteldheid van onderwysers. En dit is hoekom ek ekstra opgewonde is oor jou opinie oor die pad vorentoe binne die onderwys. Behalwe die fisiese gesondheidsrisiko, is dit veral die onsigbare emosionele impak van hierdie krisis wat ons tog nie moet onderskat nie. Nou, watter rol dink jy speel die emosionele welstand van onderwysers in hierdie pad vorentoe vir opvoeding? Wel Renée, kyk, jy weet ek is nog nie 'n sielkundige nie. So ek gaan eintlik maar die vis verkoop vir dieselfde prys wat ek het gekry het. Maar daar's 'n ou met die naam van Albert Schweitzer wat gesê het, "Example is not the main thing in influencing others. It's the only thing." Met ander woorde, wanneer dit kom by onderwys, moet ons besef dat baie keer impakteer ons jong mense deur ons voorbeeld. En natuurlik as ons kyk na die pandemie, dit is iets wat ons almal affekteer. So aan die einde van die dag gaan dit oor, hoe daag ek op wanneer ek kom by my plek van werk, en wat 'n voorbeeld stel ek? Wat is die voorbeeld wat ek stel rondom hoe ek omgaan met uitdagings, hoe ek onsekerheid hanteer? En dan natuurlik is daar die ou gesegde wat sê, jy kan nie gee wat jy nie het nie. So ek dink in hierdie tyd van die pandemie is dit ontsettend belangrik dat onderwysers na hulle self moet kyk. Hulle moet kyk na hulle eie geestestoestand, hulle moet kyk na hulle eie emosionele toestand, want die manier waarop hulle opdaag, is die manier hoe hulle die jong span voor hulle gaan impakteer. En natuurlik is ons besig om 'n nasie te bou, en ons verstaan dat die kind wat voor ons sit, is al reeds angstig, maar is besig om na ons te kyk as die voorbeeld van hoe 'n mens omgang met angs. So emosionele welstand is baie belangrik, en natuurlik gaan dit oor hoe 'n mens 'n houvas kry op jou emosies. Jy weet, in 'n sin het jy 'n brein wat dink, maar jy het ook 'n brein wat voel. En natuurlik gaan ons baie keer die lewe deur ons emosies of ons gevoelens, maar ek dink in hierdie tyd is dit belangrik dat ons met logika 'n manier vind om soms die emosie in toom te hou. Ek is mal oor die aanhaling. Example is not the main thing when influencing others, it's the only thing. Hulle sê verandering is die enigste konstante ding in ons lewens, maar tog is dit een van die moeilikste dinge om te aanvaar en om mee aan te pas. Watter kopskuif dink jy moet onderwysers maak? Kyk Renée, as jy nou so praat van kopskuif, dan dink ek onmiddellik aan 'n aanhaling van Alvin Toffler, né? En die aanhaling sê iets soos, the illiterate of the future will not be those who can't read or write, but it will be those who can't learn, unlearn and relearn. En ek dink die realiteit is dat ons is geforseer om nuwe maniere te kry om ou goed te doen. Jy weet, jare terug het ons nog geleer lees, en het ons gepraat van, the cat sat on the mat. En ons het die A for apple en B for bat en C for cat het ons gebruik om die alfabet te leer. En tye het verander, jy weet, ons moet dalk nou goed gebruik soos A for apple en B for Bluetooth en C for chat.
in die vir download. So ons moet nuwe maniere kry om ou goed te doen, maar ek dink die realiteit is, jy weet, jy kan nie in die onderwys staan waar jy elke dag omgaan om jong mense te motiveer om, kom ons sê, buite die spreekwoordelike boks te dink, maar jy as 'n onderwyser hou vas aan jou eie manier van doen nie. Jy weet, ek dink elke onderwyser moet kyk na sy of haar CV, en as jou CV vandag nog lyk soos hy gelyk het 20 jaar terug, dan moet jy besef jy het nie gegroei nie. Maar groei is deel van jou nering. Jy het in die onderwys ingekom omdat jy passievol is oor leer, passievol is om nuwe goed te leer, omdat jy nuuskierig is. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens daai vlam aan die gang moet hou. 'n Mens moet werk aan 'n motivering waar jy van binne intern gemotiveer word. En een van die goed wat jou motiveer is omdat jy graag 'n meester wil word van jou kuns. En jou kuns is om onderwys te gee. Dis 'n uitdaging, hè, want die default setting van ons brein vat ons mos altyd terug na ons ou gewoontes toe. In Engels sou ek sê, your superpower is to teach. And you are there to T, to transform, E, to excite or to engage, A, to action, C, to challenge, and H, to help. Maar weer eens, jy kan nie verkoop wat jy nie in glo nie. Jy weet, jy kan nie vir kinders sê, julle moet nou 'n bietjie lees nie. Maar wanneer na jou kyk, dan lees jy die son. So weer eens, dit kom terug na voorbeeld, en ons verstaan dat die wêreld verander. Ons weet dat tegnologie is besig om ons lewens te impakteer. Ek meen, te midde van hierdie pandemie is ons almal besig om online shopping te doen. So as ons in terme van ons daaglikse lewe bereid is om nuwe goed te doen, hoekom sukkel ons wanneer dit kom by onderwys? Want hierdie jong kinders wat ons mee werk, hulle is die toekoms. En ons is besig om hulle voor te berei vir 'n nuwe realiteit wat radikaal anders gaan wees as die een waarin ons groot geword het. So die uitdaging is daar, en ek dink dit is belangrik dat onderwysers eienaarskap neem van hulle rol. Your role is to excite and to move kids to the next level. En as dit is waar jy glo, dan dink ek moet ons ophou om vas te hou aan die ou manier. Hoe kan die dinamiek tussen ouer onderwysers met ondervinding en nuwer onderwysers wat pas die onderwys betree as 'n voordelige sinergie gebruik word binne 'n skoolopset? Ja, ondervinding is belangrik, maar dalk is dit ook belangrik dat ons onsself oopmaak vir wat 'n mens sou kon noem reverse mentoring. Wanneer daar nuwe onderwysers aangestel word by 'n skool, hulle het kennis van tegnologie. Jou ouer onderwyser het kennis van die pleeg van onderwys. So terwyl jou ouer onderwyser die kuns deel met die jonger ou, kan die jonger ou tegnologie deel met die ouer een. Maar dit werk net as beide partye oop is om te wil leer. Kyk nou, hulle sê ouerskap is nie vir sissies nie, né? En ek dink baie van ons ouers het dit nou beleef. Nou ouers was in die diep kant gegooi en hulle moes nou baie groter rol speel in die opvoedingsveld. Wat is jou advies aan ouers om nie moed op te gee nie? Sjoe, as jy praat van ouerskap, kyk, ek kan onsself nie uit ondervinding uit praat nie, want ek het nie kinders van my eie nie. Maar ek dink, jy weet, te midde van die inperking natuurlik, het baie ouers skielik besef dat hulle moet gewoond raak of betrokke raak by wat mense homeschooling noem. En ek dink die realiteit is dat, jy weet, ouers was nog altyd veronderstel om betrokke te wees by die leer en die onderrig van hul kinders. Ek dink die hartseer is dat in baie kontekste het ons ouers gekry of ouers geword wat die sogenaamde droogskoonmaker ouer mentaliteit aangeneem het. Jy weet, as jy jou vuil klere vat na die droogskoonmaker toe, dan betaal jy, en wanneer jy in die middag kom, dan tel jy jou klere op en jou klere is skoon, omdat jy betaal het om dit skoon gemaak te kry. En ek dink ongelukkig vir baie ouers, jy weet, het skole 'n droogskoonmaker geword. Jy betaal skoolfooie, derhalwe laai jy jou kind spreekwoordelik vuil af, en jy verwag van die onderwyser om wonderwerke te verrig, sodat jy jou kind kan skoon optel. Maar ek dink die inperking het ouers bewus gemaak van die feit dat onderwys is nie so maklik nie. Jy weet, dit is 'n rede hoekom onderwysers gaan studeer, om die kuns te bemeester, en hoekom hulle elke dag wakker skrik en besef dat hulle nog nie daar is nie. En ek dink dit is wat ouers geleer het. Ouers het ook dalk geleer, as gevolg van die feit dat hulle nou baie tyd met hulle kinders spandeer het, dat jy weet, jou kind is nie altyd die engeltjie wat jy dink
hy of sy is nie. So ek dink dit is belangrik dat wanneer ons vorentoe gaan, moet ons besef dat daar is 'n samewerking wat nodig is tussen die ouer en die onderwyser. Die ou spreekwoord het gesê, it takes a village to raise a child, en ek dink dit is wat 'n mens moet doen. Ek het op 'n stadium gekyk na die woord vir ouer in Engels is parent, en as jy kyk na die woord partner, en jy vergelyk dit met parent, dan kom jy agter, dit bevat al dieselfde letters, behalwe dat in die woord partner, is daar 'n addisionele R. En ek dink dit is dalk wat ons moet doen, wanneer ons vorentoe gaan, is to move from parenting to partnering. Maar dit is dan belangrik dat ouers besef dat daar 'n baie spesifieke rol is wat hulle moet speel, want ons kan nie alles by die skool reg kry nie. Van die goed moet by die huis gebeur, van die goed moet op die sportveld gebeur, want ons is eintlik besig om kinders voor te berei met vaardighede vir wat ons noem die 21ste eeu. So daar's nuwe verwagtinge in terme van wat jong mense vorentoe behoort te kan doen, en al daai goed wat hulle moet hê, kan nie in die skool gebeur nie. So dit is belangrik dat ouers nie wegstap van die rol wat hulle moet speel nie. Maar ek weet, dit is 'n uitdaging, maar ek dink dit is iets wat kom saam met hierdie ding wat ons noem ouerskap, en dis maar net 'n proses, en ons moet besef dat ons is beter af as ons saamwerk, as wat ons teen mekaar werk. Hierdie pad vorentoe binne opvoeding en die onderwys is regtig soos 'n herstellingsproses, né, dat ons weer ons voete kan vind. Watter advies het jy vir prinsipale of selfs beheerliggame in hierdie poging om te beweeg na 'n nuwe realiteit? Jong, as jy nou vir my vra vir advies vir prinsipale en beheerliggame, ek dink ons is op 'n plek waar daar's nodigheid vir prinsipale, beheerliggame, om eienaarskap te vat van dit wat binne hulle eie beheer is. Ek dink is ontsettend belangrik dat ons moet verstaan die konteks waarin ons skool hou, en nie moet poog om die spreekwoordelike one size fits all benadering te volg nie. Elke prinsipaal, elke beheerliggaam weet wat die behoefte is van sy of haar skool, en derhalwe weet hulle hoe om met oplossings vorendag te kom wat hulle spesifieke behoeftes aanspreek. Die behoeftes natuurlik is gekoppel aan hulle skool en aan hulle konteks, hulle gemeenskap. So ek dink as ons kom by die herstellingsproses of die respons tot die pandemie, is dit belangrik dat hulle begin met waar hulle is. En ons moet wegdoen van pogings om almal oor dieselfde kam te skeer. Prinsipale weet wat hulle behoeftes is. As jy voor die pandemie nie gebruik gemaak het van tegnologie nie, kan ons nie verwag dat jy nou te midde van die inperking skielik uitfigure hoe om te gaan met tegnologie nie. So as jou modus operandi was, kom ons sê, face-to-face interaksie waar die onderwyser opdaag en in terme van sy interaksie inligting oordra, dan moet jy besluit wat is die beste manier om dit te doen in die herstelproses. Natuurlik moet ons nou besef dat as gevolg van die inperking besef ons dat skole moet meer bied as net 'n plek waar jong mense inligting kry. Want die inligting kan hulle eintlik kry by wyse van die internet. So daar's 'n nodigheid om nuwe maniere te kry om ou goed te doen, maar ek dink aan die einde van die dag moet ons oplossings kry vir die probleem binne 'n baie spesifieke konteks. Die mees kwesbare is natuurlik ons kinders, ons leerders, want hulle is omring deur onsekerheid. Het jy enige advies vir leerders, veral rondom hulle onsekerheid waar dit kom by hulle akademiese toekoms? Wel Renée, kyk as jy nou praat van die leerders, ek kan my goed indink dat hulle sit met onsekerhede, hulle sit dalk met baie vrae want hulle is bekommerd oor 'n toekoms wat dalk vir hulle donker lyk. Maar ek dink dit is seker belangrik vir hulle om maar nog steeds te sê, kom ek begin met die einde in gedagte. Waarheen is ek op pad in 'n ideale wêreld? En as ek weet waarheen ek op pad is, besef ek dat, jy weet, baie keer met 'n GPS, moet 'n mens bietjie 'n alternatiewe roete ry, maar uiteindelik sal jy nog steeds uitkom by jou bestemming. So ek dink dis belangrik vir jong mense om te besef dat, jy weet, jy is op reis, en terwyl jy op reis is, gaan daar verskillende struikelblokke kom, en jy sal maar net moet besluit, weet, baie keer moet jy oor omgaan, en ander tye moet jy omgaan, want die belangrike ding om te besef is dat goed is op jou pad,
maar nie in jou pad nie. So, al wat ek kan sê is dat onsekerheid is deel van die lewe. Dit is deel van my daaglikse lewe. En dit is 'n proses. Jy weet, 'n mens het uitdagings nodig, want deur uitdagings groei jy elke dag. Sonder uitdagings is jy eintlik besig om staties te wees of weet stagnant en jy gaan eintlik nie vorentoe nie. So uitdagings is belangrik en al wat ek kan sê is, jy weet, onsekerheid gaan daar wees. As ek vandag kyk byvoorbeeld na 'n graad 12 leerder, jou tipiese graad 12 leerder wat dalk universiteit toe sou wou gaan, natuurlik word toegelaat tot 'n universiteit op grond van sy of haar graad 11 punte. Jy weet, so as jy in 11 gepresteer het, weet jy reeds of universiteite in jou belang stel ja of nee, en al wat jy dan moet doen is om te sorg dat jy aan die einde van die jaar op 'n spesifieke vlak presteer. Want ek besef ook dat in ons konteks is baie keer wanneer jy in graad 12 kom byvoorbeeld, het jy eintlik al reeds die syllabus afgehandel en jy is eintlik net besig met hersiening. So ek wil sê, jy weet, hou goeie moed. Ek meen as ek terugdink aan my eie skoolloopbaan, ek het skool gegaan in die jare 80 en natuurlik in daai jare was daar 'n goeie paar maande waar skole toe was as gevolg van 'n protesaksie. So ek kom uit 'n tyd waar daar ontwrigting was en jong mense, dink ek oor die algemeen is wat ons in Engels sal sê resilient. Hulle het die vermoë om op te staan en om vorentoe te gaan. Maar ek dink al wat ons moet doen is om te sê, ons moet uitvind hoe ons die hoop wakker hou of lewend hou. En as 'n mens praat van hoop natuurlik, het jy iets nodig om na uit te sien, so hulle moet weet wat hulle doelwitte is. Hulle moet tweedens weet dat hulle dit binne hulle self om werk te maak om by die doelwit of die uitkoms uit te kom. En laastens moet hulle besef dat hulle 'n gemeenskap om hulle wat daar is om hulle te ondersteun. So maak gebruik van jou onderwysers, maak gebruik van jou ouers en dalk is dit tyd dat ons dalk te midde van hierdie inperking eintlik die tyd gebruik om sinvolle gesprekke te hê. Weet, praat met jou ouers, praat met jou onderwysers oor uitdagings in hulle lewens en wat hulle gedoen het om deur die uitdaging te kom, maar ook hoe hulle gegroei het deur die proses. So al wat ek wil sê is, weet, hou goeie moed. Ek weet dit lyk bietjie donker, maar aan die einde van hierdie tonnel is daar lig, want die lewe is maar 'n lewe van seisoene en na elke winter is daar altyd 'n lente. Dr. Gillian, baie dankie. Dit was nou so 'n uitstekende en leersame gesprek. Baie dankie vir dit wat jy beteken vir nie net vir opvoeding nie, maar vir die toekoms en die ingesteldheid van ons onderwysers wat nou alles nodig het om vir hulle gemotiveerd en geïnspireerd te hou vir hierdie spesiale roeping wat hulle het binne die onderwys. Hierdie potgooi reeks is onderskryf en moontlik gemaak deur die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Die AON fokus op die ondersteuning van gehalte Afrikaanse moedertaalonderwys in Suid-Afrika deur die vestiging van 'n netwerk wat toeganklike ondersteuning aan skole, onderwysers en onderwysinstellings bied.